Binne in die tuin van Getsemane is daar 'n boom. Dit is 'n baie ou boom. As daai boom 'n storie kan vertel, dan is dit die storie wat ek julle vandag gaan vertel. Maar as een storie wat hy nooit sal vergeet nie. Die een nag, toe kom 'n man en hy kniel daar by hom. En hierdie man stort sy hart uit. Maar net so klip gooi weg, het hy 3 van sy vriende saamgebring. En hulle sit daar onder een van die ander bome. En hierdie man huil. En hy roep uit na 'n ander dimensie toe. En ewe skielik word die boom daarvan bewus dat daar iets in die atmosfeer besig is om te gebeur. Hy ervaar dat hier's 'n geveg tussen lig en duisternis. Hy kyk die kant toe, die boom sien dat die 3 wat aan die ander kant sit is besig om in die slaap te raak. Hierdie groot oomblik, hulle is besig om in die slaap te raak. En die man staan op en hy gaan na hulle toe en hy skud hulle wakker en hy sê vir hulle, wag net 'n bietjie saam met my. Wag net asseblief saam met my. En hy gaan terug. En hy begin weer daarso bid. En terwyl hy bid, val die sweet van sy voorkop af en van sy gesig af, soos groot druppels bloed. Hy is onder soveel agony, dat sy neus begin bloei, sy oë begin bloei, daar kom bloed uit, want dit is 'n uur, wat hy nie in wil wees nie, hy wil dit nie deurgaan nie, en hy roep uit en hy sê, Vader, laat hierdie koppie van my verbygaan, hierdie beker, laat dit van my verbygaan. En hy kyk weer en hy sien, die 3 is weer in die slaap. En hy wil so graag hê hulle moet hoor wat is besig om hier te gebeur. Wat is hy besig om te praat met sy Vader? En hy staan op en hy gaan na hulle toe en hy maak hulle weer 'n slag wakker. En hy sê asseblief julle 3, wees net wakker. Wees waaksaam nou. Moenie nou slaap nie. En hy gaan terug en hy gaan bid weer. En die boom sien die geveg tussen die lig en die duisternis. Hier is die lig, daar is die duisternis. Die duisternis oorval weer hierdie 3. En hy raak weer eens aan die slaap. En hy vra vir hulle, hy sê, can you not wait with me 1 hour? Hy gaan 'n 3de keer terug na hulle toe en hy sien hulle slaap nou alweer. En hy sê vir hulle, staan op. Maar so 'n wyle gelede was daar 'n ander gesprek gewees, wat Jesus met sy disippels gehad het. Sy disippels is saam met hom. En hy sê vir hulle, Satan, wil julle sif, soos koring, soos kaf. Hy wil die kaf van die koring kom sif. Hy sê dit vir Simon, hy sê, Simon, Simon, Satan has sought to sift you like wheat. All of you. But I have prayed to the Father that when you come back to me, so Jesus het al klaar geweet, iets gaan gebeur. Hierdie 3 manne gaan dit nie maak nie. Hulle gaan val. Maar as hulle terugkom na hom toe, dan is sy hand op hulle, dan gaan daar iets gebeur. Iets bonatuurlik, binne in die atmosfeer. Lig gaan duisternis verdryf. 3 mans. In 'n uur van sifting. Hulle word gesif. Hulle raak in die slaap wanneer hulle veronderstel is om wakker te wees. 3 mans. 3 van sy beste vriende raak in die slaap. Hy maak hulle wakker en dan kom 'n skare aan.
van mense met fakkels. En toe hulle so aankom, toe vra hulle, wie is Jesus? En Jesus sê, I am he. En die boom, onthou van die legende wat daar is, van 'n ander boom, wat uitgeroep het, wat gesê het, I am what I am. En die oomblik toe Jesus dit sê, toe val hulle agteroor, op die grond, onder die krag van God, en hulle weet nie wat om te doen nie. Maar tussen hulle was daar een man gewees, een mens, hy was die dienskneg van die hoëpriester, en die hoëpriester het vir hom gesê, jy kom nie terug, as jy nie daai ou saamgebring het nie, ek het al die soldate gestuur om te gaan haal, dan kom hulle terug. As die soldate terugkom, en vra ek vir hulle, hoekom het julle hom nie gebring nie? Dan sê hulle, die ou praat die waarheid. Ons kon hom nie arresteer nie, hy praat die waarheid. Klaar bekeer. Maar hy het geweet, Malchus gaan hom nie teleurstel nie. Malchus gaan seker maak, dat hierdie man vanaand hier by ons beland, want hy is soos 'n glibberige vis, ons kan hom nie arresteer nie. Maar vanaand stuur ek vir Malchus saam met hierdie klomp, sodat ons hierdie man kan arresteer. En toe hulle vir Jesus gryp, toe onthou Petrus daai woorde wat hy gesê het. Hulle sal jou nie arresteer nie, Jesus, want ek is daar. Hy onthou die slag toe Jesus deur die skare gestap het, toe hulle hom by die kraanse wou afgooi. Hy onthou die dag toe hy op die water gestap het, toe Jesus die storm stil gemaak het. Hy weet, hierdie is Jesus. Hulle gaan hom nie arresteer nie. Hy gaan sy swaard uithaal en hy gaan hierdie ouens kap met die swaard. En hy vat daai swaard en hy kap Malchus se oor af. Moeilikheid, groot moeilikheid. Jesus vat hy oor en hy sit hom terug. Hoekom? God wil vir Malchus hê. Jy's by die hoëpriester, maar jy moet by my wees. En God hardloop agter Malchus aan, deur een man, wat 'n vurige temperament het. Hoeveel van ons wat hier sit, het vurige temperamente? Die oor laat afkap, hom genees. Jesus sê, ek het jou gekies. Jy het my nie gekies nie. As Jesus jou gekies het, gaan hy jou nie los nie. En hy vat vir Jesus weg. En toe hy hom wegvat, toe sê Petrus, maar dis nie die einde nie. Hy weet nie wat is besig om te gebeur nie, want hy was aan die slaap. Hy was in die slaap toe God gepraat het. Hy het onder die boom gelê in slaap. Toe Jesus vir hom gesê het, jy moet wakker wees nou. Jy kan nie nou slaap nie. Nou is die tyd om wakker te wees. Kerk van Christus, nou is die tyd om julle slap knieë weer sterk te maak. Nou is die tyd om wakker te word. Om agter Jesus aan te hardloop. Dis nie meer die tyd om te slaap nie. Dis nie die tyd om te sluimer nie. En hy sien waar vat hulle vir Jesus binne in die voorhof in. En hy ken iemand by die deur wat hom inlaat. Iemand ken iemand en hulle laat hom in. En hy's in die inner circle daar. En terwyl hy daar binne is, sien hy, nou is ek in die moeilikheid. Want hierdie situasie kan ek nie hanteer soos dit ek om daar buite in die tuin gehanteer het nie. Ek kan nie dieselfde tegniek gebruik daar nie. My swaard is worthless. Want hulle het hierdie man gevat, hierdie vriend van my.
En hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en 'n purper kleed vir hom aangetrek. En hulle bespot hom. Hulle slat hom met 'n riet. En hulle sê vir hom, prophesy to us, who feed you? Hierdie vriend van my. En hy weet nie wat om te doen nie. En 'n diensknegt by sê, kyk na hom en sy sê vir hom, maar jy is een van hulle. En hy verloon Jesus, net daar. En die Here vra vir my, hoeveel van ons, as ons om die braaivleisvuur staan, hoeveel van ons verloon vir Jesus? Hoeveel van ons is nie bereid om op te staan en 'n getuienis te gee nie? Want Jesus, hy sê vir haar, I do not know him. Wanneer verraai jy vir Jesus? Jesus waarsku hom, hy sê, Satan gaan vir jou sif, Boeta. Hy gaan vir jou sif. Elkeen van ons word gesif. Ons gaan dit nie vryspring nie. Jesus sê, die loot wat vrug dra, word gesny sodat hy meer vrug kan dra. Jy gaan gesif word. Miskien word jy nou gesif. Miskien wonder jy, hoekom is ek in hierdie posisie waar ek is? En die haan kraai. En toe die haan kraai, toe weet Petrus, dit wat Jesus vir hom gesê het, hy sê, as die haan kraai, het jy my al klaar 3 keer verloon. Dit was die 3de keer. En Petrus weet, hy's geweeg en hy is te lig gevind. Hy het dit nie gemaak nie. En hy stap buitentoe. En die Bybel sê, he wept bitterly. Bitterly. Sy hart was gebreek. Want die vriend, wat sy vriend was, wat alles vir hom opgeoffer het. Dan sien ons weer 'n boom wat sy lewe gegee het om 'n houtkruis te word. En op hierdie boom spyker hulle vir Jesus vas. Sy bebloede rug word vas, sy hande word vasgespyker aan die kruis. Sy voete deurboor hulle met so 'n stuk yster. En hy trek sy klere uit en hy hang daar naak vir ek en jy. En hulle vat daai kruis en hulle gooi hom in daai gat in. Hulle het so gat gehad in die klip, as hulle hom so optel, dan val hy so. Hy kruis so val, gaan die pyn deur elke ligament, gaan dit deur. En Jesus hang daar vir ek en jy se sonde. Hierdie is 'n boodskap om vir julle te sê, moenie meer slaap nie. Want elkeen van ons is 'n powerhouse for God. Elkeen van ons moet die werke van God doen. Terwyl hulle daar op die kruis hang, hy en 2 langs hom, begin hulle hom spot. Hulle sê vir hom, as jy die Christus is, kom af van die kruis af. Die ou wat daar hang, het die vermoë om 10,000 engele te roep om hom te help. He could have smitten every person there. He could have smitten the whole earth in a moment. He could have smitten the whole city in a moment. Hulle weet nie wie daar hang nie. Die redder van die wêreld. En terwyl Jesus daar hang, raak dit donker. Ons praat nie van load shedding hier nie. Ons praat van donkerte. Ons praat van die duisternis van die hel.
elke persoon wat daar is. Die Vader draai sy gesig weg en vir 3 ure is dit donker. Die angs, hulle weet hulle is verlore. Toe dit weer lig word, toe kyk die centurion op en hy kyk hulle aan die oë na Jesus en hy sê, "No, truly this was the Son of God." Die Romeinse soldaat wat hom gekruisig het, kyk op en hy sê, hierdie ding wat hier gebeur het is bonatuurlik. Hierdie ding wat hier gebeur het is so ver beyond anybody's thinking or realization or anything. This is truly the Son of God. En die ou langs hom op die kruis, 2 mense wat 'n besluit moet neem. Die een ou, hy hou nog aan spot en die ander een sê, "Lord, remember me today when you come into your kingdom." En ons Here sê vir hom, "Today you will be with me in paradise." Weet jy wat vat dit om terug te kom na God toe? Lord, remember me. Here, ek is jammer.